Hi, goeiedag allemaal. Dis Philip Badenhorst hier van Safari Hunt. En ek het goed gedink om hierdie videoetjie te maak, net om vir die manne so 'n bietjie te wys. Hierdie ICOTEC item roeper. Nou dit is 'n baie lekker, kom ons noem dit 'n entry level roepertjie. En 'n lekker klein ligte roepertjie. Nou dit is jou eerste roeper van ICOTEC wat die digitale screen remote het. Sal nou so 'n bietjie kyk oor sy remote en oor hoe sy remote werk. Right, so die roepertjie homself, 'n lekker nice Hon speakertjie. Hierdie ding skreeu 'n barsou. En regtig waar, jy hoef nie te twyfel in hom nie. Ek dink ICOTEC se roepers het baie goed geraak die laaste 10 jaar, so hoef nie meer te twyfel in hulle nie. Regtig waar goeie kwaliteit, as jy aan hom vat ook. Jy kan voel hy's nice. Nou ja, hy het 'n range van so 300 meter met hierdie aerialtjie van hom, wat hy sal goed opvang, en dit hoef nie eers 'n skoon line of sight te wees nie. Dan het hy 'n Bluetooth connection wat jy met jou foon kan connect aan hom, as jou battery dalk pap raak. Dan het jy dan nog die Bluetooth gedeelte wat jy kan gebruik. Sy uit 'n lekker dag en nag screen wat jy kan kies op die remote, maar ons gaan nou 'n bietjie stil staan en na die remote self kyk. En dan hy kom met 'n klompie oorseese klanke uit. Coyotes en plaasdiere, klompie prooi klanke, bokke, lammertjies, allerhande kalfklankies en goeters, oorseese klanke. En dan word hy gepreload met ons Safari Hunt se volume 1 roepjagklanke. In Suid-Afrika, as in die land kom, word dit klaar gepreload op hom. So as jy enige navraag het oor die spesifieke klanke, los my WhatsApp, ek sal terugkom na jou toe, vra my vra. En dan die roepertjie self, sy batterye, hierso vat hy, kom nader, hierso vat hy 4 AA batterye binne daai kompartement. Dan skroef hy met so lekker skroefie vas. Die remote gebruik hy bietjie kleiner een, jou AAA batterye, 4 van hulle. En hy gaan lank op so stel batterye oor. Veral die remote sal sagte hou. En ook die roepertjie homself. Right, 'n waarborg gewys kry jy 2 jaar waarborg op die roepertjie. As daar enigiets gebeur, kan ons vir jou kyk na hom, wat ook al daar fout sal wees of fout kan wees. Right, ek staan 'n bietjie nader. Okay, dan net so sy hier op sy inputs. Daai boonste een is vir 'n eksterne speaker. Hierso is sy wat jy mee om sync, as jy wil die klanke sync na die remote toe. Net om dit te noem oor die sync, dit is baie eenvoudig. As jy die klanke wil laai, dan laai jy dit op die roeper. Jy het hierdie port hierso. Ja, ekskuus, jy vat hierdie Type-C port na jou rekenaar toe. Hy maak hom oop soos enige ander USB wat jy op 'n rekenaar inplak. Jy laai jou klanke, jy create jou folders, en dan al wat jy doen is daar's 'n kabeltjie in die boks, aux kabel, jy druk hom daar aan, jy sit die een aan, jy sit daai aan, en binne 5 sekondes is jou klanke opgelaai. Alright, daar's vir 'n decoy, as jy 'n ekstra decoy wil bysit, en dan het jy 'n SD kaart. So daar sit die SD kaart, so jy kan die SD kaart ook op in 'n ander input sit en dit inplak, net wat vir jou die maklikste gaan wees. Alright, so dis nou maar net so ietsie oor hierdie roepertjie. As jy dalk gewonder het wat om te koop, jy hoef nie te twyfel in hierdie roepertjie nie. Die roepertjie gaan vir jou baie goed wees. So jy sit hom aan hier, as die rooi lig aan is, dan is op die remote. As die blou lig aan is, dan is dit sy Bluetooth funksie. Staan 'n bietjie nader. Vandag kyk na die remote. So menu settings. Daar's ons jou
display style, so daar is hy vir aand en daar is hy vir dag. Brightness kan jy nou ook stel hierso, hoe duidelik jy wil hê die ding moet wees in vir jou oë en dat hy nie kwaai terug skyn op jou nie. Sequence delay is 'n funksie wat hy ingebou het. As die klank klaar gespeel het, sal hy 20 sekondes mute of stil bly voordat hy weer sal begin skree. En dan sleep mode, dit is maar net wanneer hy dim, jy kan dit stel. 30 sekondes tot 'n minuut, 10 sekondes, 30 tot 'n minuut en dan volume steps. Dit is wat se stappe wil jy hê moet hy harder sit, wat se increments soos hulle sê. OK, dan het jy nou jou verskillende klanke daarso. Wat nou die folders wat jy nou create het. So kom ons gaan sommer hier in by my volume Safari Hunt volume 1 en ek wil nog vir julle wys hoe jy twee klanke gelyk speel. So daar speel Baby Jackal. En ons wil dalk nou sommer Jakkals roep speel. Dan play jy hom. En ons wil dalk nou 'n ander sommer tikvreed speel. Wat hy sal doen is hy sal die eerste klank wat ons gespeel het, sal hy override. En dan het jy jou pause of jy kan stop. Dan is dit weer skoon, dan begin jy weer heel voor. Daar is vir jou decoy. Hier is jou favorite lists. Daar het ek nou sommer 'n paar favorites opgelaai. Maar net om vir julle te wys hoe om 'n favorite te laai. So kom ons sê Klein Jakkals se Distress. So jy gaan dit hou waar jy wil wees en jy hou net in op favorite list. Daar soos hy, hy was klaar ingewees. Kom ons gaan een terug sommer kom ons sê sommer Jakkie Lou Vreedbak Klei. Okay, so daar het ek hom nog geplay. Maar kom sit net af en dan hou jy net in daarso en dan gooi jy hom in jou favorite list in. En as jy hom wil play, dan druk jy net play. Bitter goeie klankie vir klein Jakkals se tyd. Hy tikke. OK. En dit is hoe die remote werk. Daar wys hy vir jou hoe lank is hy al aangesit. Baie lekker roepertjie. Julle kan my gerus kontak as julle so iets. My gerus kontak as julle so 'n roepertjies wil hê van hierdie tot die grootes. Praat met my. Ek doen professionele jagwerk. Ek doen professioneel roofdierbeheer. So ek kom baie aan die veld. Ek werk baie met verskillende roepers en werklik hierdie roepertjie staan vir niks terug nie. 'n Lekker entry level roepertjie of 'n backup roepertjie wat jy daar kan hou. Daar's hy. Baie dankie.